Goeiemôre julle pragtige mense, hier op die 18de Maart, woensdagoggend. En baie welkom by 'n video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Ek sien die mense is daarom besig om te kyk en te luister, kommentaar te maak, en dit is baie goed. En ons staan nou al op 227 subscribers. Dit is great vir wat ons doen. Dit is 'n goeie begin, jy weet. Ons kan hierdie platform gebruik om mense te nooi na groot vergaderings toe. En dit is absoluut great, man. Dit is absoluut great. Ons het maandag gepraat oor siener in die kerk. En ons gaan natuurlik aan daarmee. En ons gaan aan met ou Johannes Gagiano vanoggend. Dolf, goeiemôre, wat sê jy? Ons gaan aan met Gagiano vanoggend. En ons gaan vandag sien wat se rol het siener regtig waar gehad in die kerk en dinge wat gebeur het, wat in hierdie storie ingeweef is, omdat mense nie die geskiedenis ken nie. Jy weet, hulle verstaan nie waar hierdie goed vandaan kom nie en hoe die goed gebeur het nie. En na gesprek met 'n sekere persoon gister, het ek agtergekom dat onder die boervolk, Pieter, goeiemôre, onder die boervolk, die wat hulle self boere noem, en ek noem myself 'n boer, nie 'n fout maak nie, maar onder die boervolk is daar slange. Daar's krioelende slange, mense met hulle eie agenda, wat hulle eie ding wil doen, wat absoluut nie die skrif verstaan nie, wat die Bybel lees soos hulle alies 100%, nie weet wat God doen in hierdie tye nie, en dink hulle kan deur hulle eie krag en hulle eie verstand dinge vermag. Nou daai ouens gaan lelik shot kom. Dis net hoe dit is. Hulle gaan baie lelik shot kom. In elk geval. Ons het aan die einde van hierdie maand wat kom, aan die einde van April, het ons 'n groot vergadering. En daar is al reeds elemente in daardie vergadering wat probeer om vir ons wat leiding neem met die Federale Alliansie en met die United Cape States en dis meer, om vir ons uit die prentjie uit te hou. Wel, dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie. Hoor julle wat ek vir julle sê? Dit gaan nie gebeur nie. Perry, wat sê jy? Goed, vroukie maak vir my 'n koffie daar onder daai oggend. Ek was te besig geweest vanoggend nog om koffie te maak. So sy het besluit sy sal vir my koffie maak. So ek wag nog vir daai koffietjie. Maar verder kap ons aan. Ek kan vir julle hierdie nuus gee en ek gaan vir julle hierdie nuus gee. Ek het besluit om 'n stap te neem. En ek sal kyk wat die reaksie is. Ek het gister die ambassade van die VSA gekontak. En ek het vir Bozelle 'n brief geskryf. Ek het 'n baie goeie brief vir hom geskryf. 'n ordentlike, goed saamgestelde brief, waar ek vra vir 'n vergadering. Onmoontlike dinge moet gedoen word. Buitengewone dinge moet gedoen word. Buitengewone dinge moet gedoen word. Kan nie so aangaan nie. Die status quo kan nie so aangaan nie. Buitengewone dinge moet ons doen. So ek het deur baie gebed gegaan voordat ek dit gedoen het. Ek doen nie sommer net 'n ding nie. Ek het deur baie gebed gegaan en na aanleiding van 'n paar tekens wat die Here vir my gewys het, en na aanleiding van wat ek gesien het maandag aand, het ek besluit om daardie brief uiteindelik te skrywe en weg te stuur. So, nou is dit 'n kwessie van tyd. Gaan hy antwoord op die brief? Indien nie, as hy nie antwoord binne 2 weke nie, dan stuur ek 'n opvolgbrief. Want hulle het sekere protokolle wat hulle moet volg. Hulle loftie, wat sê jy? Hulle volg sekere protokolle. En ons moet daardie protokolle ook volg. Maar dit is baie belangrik dat hoe ons kan sien as gevolg van die druk van Amerika, hoe hierdie lot besig is om
so slange te krioel. Ek hou van daai woord krioel, hulle krioel so. In elk geval, ons is by Johannes Gagiano, en julle het nou al die opvolg gelees of gehoor al tot dan, diegene wat my boek het, julle het ook so 'n bietjie al saam gelees. En nou sê Moesman hier so aan die einde van sy stukkie wat ek maandag gelees het, sê, ek sal verder praat my vriend, maar laat my toe om eers vir Johannes Gagiano 'n spreekbeurt te gee. Johannes het as kind saam met sy pa, die ouderling C.A. Gagiano, jou dienste bygewoon. Ja, dieselfde Gagiano wat saam met Servaas Rousseau vir jou kom kuier het. Hoekom is dit vir ons belangrik? Hierdie is manne wat absoluut getuies was van Siener. Getuies. Hoekom moet hulle lieg? Servaas Rousseau op daai stadium dominee, Gagiano se pa ouderling en Gagiano het saam gegaan. So ons weet nou al Servaas, Gagiano en dan nog een persoon. Dalk was dit die ouderling, sy pa. Hulle drie het by Siener aangekom. Ek is nie seker of sy pa aangekom het nie, maar dit blyk dat dit sy pa kon gewees het. Ons sal dalk sien ons dit verder in die storie. Goed, dit is Johannes Gagiano wat praat. Wanneer ons dominee afwesig was oom Siener daai tyd ook 'n ouderling in die gemeente en oom Siener was gevra om die dienste te lei. Sy hele optrede was sag geaard. My pa het my baie vertel dat oom Siener met die mense gepraat het en nie vir hulle gepreek het nie. Dis belangrik. Sy boodskappe was baie oor die behoud van geloof. Hy het ook baie gepraat oor die smarte van die Christus. Om ons geloof te versterk het oom Siener baie verhale vertel. Dankie liefie. Baie verhale vertel aangaande die wonderwerke van God in die boerenasie. Verhale uit die Vryheidsoorlog en uit die rebellie. Net deur hierdie stukkie kan ons sien dat daar was fokus gewees in Gagiano se oë op twee goed, die rebellie en die oorlog. En omtrent elke preek het oom Siener ons gewaarsku om op God te vertrou en om nie die toekoms te vrees nie. Oom Siener het vir ons gesê, dit is aan my geopenbaar, dat daar 'n toekoms vir ons nasie is. 'n Nasie waarvan ek ook deel is en waarvoor ek so lief is. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar ek sien steeds visioene soos wat ek van tevore gesien het. Visioene waar ons nasie eendag waarlik vry sal wees. Goeiemôre Anton. Dankie. Sien julle net in hierdie stukkie. Net in hierdie stukkie sê Gagiano, ons gaan vry wees. Waarlik vry wees. Ons gaan waarlik vry wees. Ek dink daar's min nasies in die wêreld, soos die boerenasie, wie wil vry wees. Né? Soos ons gelees het in die vorige stuk, die Afrikaner volk. Dis nie net die boervolk nie, dis nie net die Afrikaners nie, dis nie net die boere Afrikaners nie. Ons is 'n volk, en ons wil vry wees. Boy Moesman praat weer. Hoe kon die kerk van my vriend Siener van Rensburg verstaan? Hoe kon hulle sy seun Callie verstaan? Callie het die gawe gehad om die visioene van sy pa uit te lê. Kyk nou daar. Johan, wat sê jy? Goeiemôre. Callie, Siener se seun, het die vermoë gehad om die visioene uit te lê. So dis belangrik dat ons Callie se goed ook lees, is dit nie? As ons dit in die hande kan kry. Kyk wat sê hy. Dis 'n Boy Moesman. As die Ossewa brandwag nie so baie van my briewe gekonfiskeer het nie, sou ons vandag nog meer geweet het. Maar miskien was dit die wil van God. Né? Die wil van God. Hester, Siener se oudste dogter, het ook geprofeteer. Maar die ander kinders nie. Hoe kon die kerk Siener verstaan as hulle nie 1 Korinte 12 tot 14 kon verstaan nie, en om nie te praat van Efese 4 nie. Callie, Siener se seun, het sy pa se visioene uitgelê. 1 Korintiërs 12. Hester, Siener se oudste dogter, het geprofeteer.
1 Korintiërs 12. Die boek van Handelinge. Filippus het dogters gehad wat geprofeteer het. Nou wil die Israelvisie mense vir ons vertel, daar is nie sulke goed nie. Jy weet, wanneer ek aan die drek godsdienst dink, dan staan daar 'n ding in my op. Ek wil hulle uitroei. Die godsdienst, nie die mense nie. Maar die godsdienst wil ek uitroei. Want dit is 'n afgodsdienst. Daai God van hulle bestaan nie. Kyk wat sê jou siener. Miskien praat siener met my ook. Moenie so hard op hulle wees nie, boy. Hulle sal wel eendag, nadat die bloedemmer oorgeloop het, verstaan. Kom ons gee vir 'n Engelsman, Lawrence Green, kans om te verduidelik hoe ons Afrikaner boervolk met Israel vergelyk. Kom ek drink gou hierdie. En ek het net hiervan gepraat. Dis nou Lawrence Green. Na vele jare se studies het ek tot die volgende slotsom gekom. Die Afrikaner nasie en Israel het baie vergeleke. Onthou nou, dis nou nie die Israel van nou nie. Daar is geen ander plek in die wêreld waar daar so baie Bybelname vir plekke en dorpe gegee is soos in Palestina en Suid-Afrika nie. Dat die Afrikaner meer as enige ander nasie behalwe Israel die gawe van die profetiese so baie gekry het nie. Luister ons na hierdie goed. Dorpsname. Daar's nie 'n ander wêreldland wat so baie dorpsname het soos ons uit die Bybel uit nie. Wat sê ander ding? 'n volk wat die profetiese woord so baie gekry het nie. Maar Lawrence Green het nie geweet dat in Amerika plaasvind. Maar hierdie is baie belangrik. Die voortrekkers het geglo dat hulle die verkose van God was en selfs Paul Kruger, die destydse president van die Transvaalse Republiek, het vele male vir die volk gesê, julle is die kinders van God. Hy het dit vele kere herhaal, want hy het gevrees die volk sou vergeet wie hulle was, en mettertyd het hulle het hulle eie geloof gevolg. Net soos Moses en Aaron was die boereleiers manne wat God gevrees het, en net soos Israel in verbond met God gesluit het, toe hy hulle verlos het van die Egiptenare, so ook het God 'n verbond gesluit met die boere by Bloedrivier. Daar was hulle ook van hul vyand, die Zulus, verlos, maar soos ons nou verstaan, was dit net tydelik. Net soos Israel 'n tempel in God se eer gebou het, net so is die gelofte kerk in Pietermaritzburg opgerig. Dis nie die Voortrekker monument nie. Dis 'n wit kerkie in Pietermaritzburg. Dis net jammer dat die vrymeslaers 'n sê gehad het in die oprig van die Voortrekker monument. Hedendaagse kennis wys ons dat dit eintlik 'n heidense tempel is. Daai stuk het ek bygeskrywe. Die gelofte van by Bloedrivier, die gansdag soos Siener dit geken het, word nou deur baie min van die volk herdenk, maar weer eens, soos ons kan sien in ons tyd, groei dit nou weer. Die waansinnige hordes het ons gedwing om die dag te verander, maar die emmer bloed loop al hoe voller en binnekort loop hy oor. Die Caledon en die Oranje was in vloed, maar die burgers en hulle perde het na gelang van 'n visioen van Siener veilig deur die water getrek. Die Engelse het gevolg het verdrink. Die insident het onder die boere bekend gestaan as die Farao se Rooi See. Hierdie insident het werklik gebeur. Siener het vir een van die generaals gesê, dat voor die, was dit die Caledon en die Oranje. Ja, ek weet nie watter rivier, ek dink dit was die Oranje wat in vloed was. Toe kon hulle nie deurtrek nie, het was baie onstuimig geweest. Die perde kon nie deur nie. Toe bid Siener, en die Engelse was nie ver agter nie. Toe sê hy vir die generaal, sien jy daai klip, daai punt van daai klip wat daar in die water uitsteek, ons gaan links verby daai klip, sê hy. En toe hulle met die perde ingaan, toe is die perde net halflyf nat, op daardie spesifieke plek. Toe gaan hulle deur, toe hulle aan die ander kant van die rivier is, toe kom die Engelse daarin. En toe die Engelse of hulle sien aan die ander kant van die rivier, besluit die Engelse ons voeter sommer net hier deur, want hulle moes hier deur gegaan het. Hulle wou hulle net in die hande kry, toe verdrink hulle. En daai insident staan tot vandag toe nog bekend as die Farao se Rooi See. Dis goeiemôre. Jan, goeiemôre. Hierdie is dinge wat gebeur het, mense. Jy kan nie hierdie net weggooi nie. Hierdie is geskiedenis.
Israel en ons volk, die omstandighede so dieselfde, tog so anders, maar Siener was anders. Siener, Jannie Lategan was soos 'n boesemvriend. Ek was mos in Johannesburg geïnterneer en is toe vrygelaat in 1916. Dis in daai tyd wat ons vriende geword het. Maar ons kan Jannie self 'n spreekbeurt gee. Kom ons luister na Jannie Lategan. Om te glo dat Siener net 'n sombere mens was, is heel verkeerd. Hy was 'n wonderlike, vriendelike man, wat diep wyshede kon kwytraak. Ons families het so goed bevriend geraak, jy kon sê ons was een familie. Ons het 'n hegte vriendskap vir 'n volle 10 jaar gehad, tot my vriend se skielike afsterwe. Alhoewel Siener gereformeerd was en ons Nederduits gereformeerd, het dit nie saak gemaak nie. Tydens die heilige nagmaal het hy en tant Annie altyd by ons kom bly. Terloops, elke keer wat hulle dorp toe gekom het, het hulle by ons kom bly. Dis maar hoe dit was. Siener en tant Annie was opregte, geharde Afrikaners en niks kon hulle van hulle Christendom skei nie. Die liefde wat die twee weerspieël het vir volk en vaderland, en ja, selfs ons kultuur, is iets wat my altyd sal bybly. Dit kom uit die skrywes van Jannie Lategan. Siener, my hart skeur. Tot en met die einde van die Vryheidsoorlog in 1902 sou daar meer as 26.000 ou mense, vroumense en kinders sterf. 63.000 plase en plaashuise was afgebrand en totaal verwoes. Dis hoe ek het gesien het. Dit was so in die middernagtelike ure, ek was bed toe en het onmiddellik aan die slaap geraak. In die vroeë oggendure was ek meteens wakker. Ek sien toe 'n visie hier na die suide. Ons staan tussen die doringbome en ons word deur troepe omsingel. Ek draai toe na die noorde. Ek kyk en vanuit die weste sien ek hoe vrouens en kinders kom en hoe hulle vlug. Ek sien die hele westelike deel van die aarde swart geskroei. Ek sien toe verskriklike verwoesting oor die hele land. Ek raak paniekbevange en ek wil net alleen die wildernis invlug en nooit weer terugkom nie. Hoekom dink julle was Siener vroeg dood? Op 56. Hoekom dink julle was hy vroeg dood? My gedagtes was vasgevang in 'n warboel van emosie en toe is dit asof ek ewe skielik weet dat daar satanistiese magte is wat my wil vernietig. Ek kruip toe onder 'n bos weg. Jan van Wyk en 'n paar ander manne het my daar gevind. Generaal Koos Dalery het my huis toe gestuur om te herstel. Ek was op my plaas in Rietkuil, maar ek kon nie stil sit en net niks doen nie. My hart was rusteloos en ek het toe besluit om by die kommando aan te sluit. Op daai stadium was ek in 'n groter geveg met die duiwel as met die Engelse. Die duiwel het probeer om my te kry om in die woestyn in te voeter en om daar selfmoord te pleeg. Want soos hy probeer het om vir my te sê, almal lag vir my visioene en niemand sal my glo nie. Meneer Warnie Siener, ons lag nie. Ek het hom weggedrywe, maar hy het bly terugkom. Partykeer was hy grys, ander kere swart. 'n aardige ongedierte wat glad nie soos 'n mens gelyk het nie. Ek het baie dae met hom gestoei, totdat hy uiteindelik weggegaan het. Hoe verduidelik ek so iets aan my kerk? Om dinge te vererger het ek my hand beseer en dit het erg gesweer. So erg dat ek in Boshoff se hospitaal beland het. Ek sê vir jou neef, ek was in daai tyd erg siek. Dis nie net stories hier mense. Hierdie is geskiedenis. Ja, die Siener praat. Ja, is Boy Moesman. Siener van Rensburg was gedurende die oorlog die meeste van die tyd deel van generaal Dalery se kommando. Omdat dokters en priesters maar baie skaars was in hierdie tye, het dit Siener baie te beurt geval om die kerkdienste te lei. Hy wou nooit op die vyand skiet nie, maar wou altyd eerder vir die boere preek en vir hulle morele ondersteuning bied. Hy het mettertyd die skoene van 'n prediker volgestaan en mense was beïndruk oor sy wye Bybelkennis. Kom vertel julle 'n staaltjie. Daar word beweer, en dit het uitgekom in van die skrywes wat ek gelees het, dat Siener het gepreek by een kommando. 'n Kommando wat ek weet nie hoeveel honderde kilometer weg was van generaal Koos se kommando nie. Hy het gepreek daar. En
Hier is hoe hy daar gepreek het. Kom ek vertel gou vir julle. Hy was by oom Koos de la Rey se kommando. Onthou dit. Honderde kilometer weg was 'n ander kommando. Die aand toe daai kommando so by mekaar sit, toe stap Siener in tussen hulle neer, met sy Bybel onder sy arm. Toe gee hy vir hulle 'n kort preekie, en hy seën hulle. En hulle het geweet, dit was hy, want hulle het hom geken. En hulle het gewonder, waar kom hy nou vandaan? Waar is sy perd? Toe groet hy hulle, toe stap hy weer tussen hulle uit, en toe sy by Koos de la Rey se kommando, honderde kilometer ver. Baie kommandos het vertel van hoe Siener net by hulle opgedaag het, en vir hulle woord gegee het, en vir hulle gelei het deur die oorlog en die rebellie. Wat het met Filippus gebeur in die boek van Handelinge? Hy was nog besig om met die Ethiopiër te praat, nadat hy hom gedoop het, en hom vir hom vertel het van die weg na die ewige lewe. Die Ethiopiër wat swart was, sit dit net daar buite. En toe is hy ewe skielik weggevoer deur die Heilige Gees, en hy het homself in 'n ander dorp bevind. Ons moet nie vir God onderskat nie. God is groot. Siener, ja, die kerkleiers is my eiland ingesaai, en ek moes doen en help waar ek kon. Ek het een keer aan 'n vriend gesê, 'n groot verantwoordelikheid rus op my skouers. Ek quoteer toe Psalm 78. My volk luister na my onderrig. Neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom. Wat ons gehoor het en weet van ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here, en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Dit was deel van wie ek was. Dit is ook deel van die Bloedrivier gelofte. Julle sal in die skrywes van die Nederduitse kerk van Wolmaranstad vind dat ek op die kerkraad gedien het in 1895. Ek het in 1908 as ouderling bedank en was weer as ouderling genomineer net na die rebellie. Daar was 'n eerwaarde S. Vermoten wat gedien het op daai stadium in Wolmaranstad, wat gehoop het dat ek nie die nominasie vir die ouderlingskap sou aanvaar nie. Hy het my gesien as 'n rebel en het geglo ek sou divisie in die kerk veroorsaak. Ons het per toeval op die kerkplein ontmoet, en toe sê die eerwaarde Vermoten vir my, van Rensburg, ek het gehoor dat jy nie die nominasie aanvaar het nie. Groot was sy verbasing toe ek vir hom sê, ja, is so eerwaarde, maar u wou nie gehad het dat ek dit moes aanvaar nie. U wou nie gehad het. Die volgende gedeelte, Boy Moesman en eerwaarde Faustman. My pa het net voor die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog vir eerwaarde Faustman van Schweizer-Reneke 'n brief geskrywe. Eerwaarde Faustman was aan kuier te Cambridge, Engeland. In die brief skryf my pa dat die eerwaarde so gou moontlik moet terugkom Suid-Afrika toe, want omsieners sien die vlamme van oorlog wat aangesteek word. Eerwaarde Faustman het die advies geïgnoreer, want 'n sogenaamde professor by Cambridge het gesê daar is geen oorlogswolke in die lug nie. En waar sal sodanige oorlog vandaan kom? Faustman is toe van daar af Skotland toe. 18 dae later was daar geen skip vir hom terug Suid-Afrika toe nie, want hy het daar aangekom op 'n Duitse skip. 'n Lord Selborne het toe vir die eerwaarde en sy vrou 'n vrye reis aangebied terug Kaapstad toe die Eerste Wêreldoorlog uitgebreek. Terwyl al die dinge verloop het, was ek op skool te Stellenbosch. Dis nou Moesman, hè. My pa het vir my 'n telegram gestuur waarin hy my beveel het om onmiddellik huiswaarts te keer. Ek het vir eerwaarde Faustman ontmoet en saam met ons toe na Schweizer-Reneke gereis. Ek wys toe die eerwaarde my telegram en sê vir hom, oom, Klaasie Siener, het my pa vertel dat ons Suidwes toe sou gaan. Faustman was maar skepties. Hierso vertel Boy Moesman vir hierdie eerwaarde Faustman dat Siener hulle gaan Suidwes toe gaan. En hulle het.
Ons was Skaar en Schweizer toe ons opsal vir Christiana. Van Christiana is ons na Lichtenburg en op pad soontoe ontmoet ons vir generaals Beyers en Kemp met ongeveer 2000 man. Hulle was weer op pad Schweizer toe. Ons val toe by hulle in. Ons het op die 2 November so 12 myl uit Schweizer Reineke uitgespan. Ek onthou die aand goed, want dit was volmaan. Hierdie is geskiedenis, mense. Ek sê dit, sodat julle kan verstaan, dis nie duimsuig stories nie. Op 3 November laat Sakos die Engelse vlag aan ons huis die vierkleur. Erwaarde Faustman was baie ontsteld. Hy het my raak gesien en na hom toe geroep. Toe ek by hom kom, sê hy onmiddellik vir my, dis 'n groot sonde om teen die owerhede te rebelleer. Lees Romeine 13. Toe sê ek vir hom, eerwaarde, toe u op Cambridge was, het u nie geglo nie, en nou, soos toe, het u nie geloof nie. Hy sê dit vir 'n prediker. Ons is nou op pad Duits-Suidwes toe, soos ek u gesê het op die trein. Hy was nie gelukkig met my antwoord nie. Hy vra toe, waar is Van Rensburg? Ek antwoord dat oom Klaasie so tussen 10 en 11 daar sou aankom. Terwyl ons daar buite Schweizer gekamp het, het 'n klompie professore en predikers van Stellenbosch 'n verklaring aan generaal Botha gestuur wat gelees het as volg. U moet die rebelle veroordeel, want dit is 'n groot sonde om teen die owerhede te rebelleer. Romeine 13. Nie die Bybel verstaan nie. Dit het genoodsaak dat generaal Botha al die Wes-Transvaalse predikers beveel het om vergadering met hom te hou te Pretoria. Hier het hy opdrag gegee dat alle predikers net Romeine 13 moes spreek. Dit was duidelik dat die Nederduitse kerk alreeds toe al in die regering se sakke was. Hierdie insident het my laat wonder of Faustman nie die bal aan die rol gesit het toe hy in die Kaap was nie. Hy het immers die verklaring woord vir woord aan my oorgedra. Faustman was nog nie klaar nie. Dieselfde middag van 3 November, net na middagete, begelei my oudste broer vir hom Klaasie na die eerwaarde. Hy het siener nie eens gegroet nie, maar onmiddellik gesê, dis nou 'n eerwaarde, nee. Dit is 'n groot sonde om teen die owerhede te rebelleer. Lees Romeine 13. Oom Siener antwoord hom toe en sê, eerwaarde. Die Here het vir Samuel gestuur om Saul as koning te salf. 'n ruk later toe stuur hy vir Samuel om Dawid as koning te salf. Wie dan nou was die rebelle? Vang julle die antwoord. Die volgelinge van Saul of van Dawid? Wie was die rebelle? God het albei gesalf, deur die profeet. Maar dit is baie interessant oor daardie salwing wat ek julle nou sal noem. Faustman sê toe dat die Ou Testament vergaan het. Is dit nie so duidelik soos daglig dat hulle selfs daai tyd leuns gepreek het nie, en dit het gekom deur die vrymeselaars. En net nou as 'n storieboek dien om ons te lei na die Nuwe Testament toe. Siener sê toe, u moet onthou eerwaarde, dat die 10 gebooie in die Ou Testament staan en nie in die Nuwe nie. En verder moet u mooi verstaan dat Jesus gesê het, gee aan die keiser wat hom toekom en aan God wat hom toekom. En wie het toe vir Jesus gekruisig? Die owerhede. Faustman was uit die veld geslaan. Hy het niks meer gehad om by te voeg nie. Ek gaan nou klaarmaak met hierdie stukkie dan. Sal ons weer terugkom na hierdie boonste gedeelte. Die aand van die 3 November 1914 was die eerste keer dat ek hom Siener ontmoet het, en dit was die begin van 'n wonderlike avontuur en vriendskap vir my. Toe hy my ontmoet het, toe sê hy vir my, eerwaarde Faustman is 'n prediker, maar een sonder geloof. Daai woorde weergalm nou nog deur die gereformeerde en hervormde geleedere. Baie woorde, geen geloof. Amper sê ek koffie met brood, daar sê ek het nie in geval. Baie woorde, geen geloof nie. Kom ons kyk 'n bietjie na net hierdie boonste stuk. 'n Ruk later toe stuur hy vir Samuel om Dawid as koning te salf. Wie dan nou was die rebelle? As jy die storie mooi lees in die Bybel, sal jy sien dat Saul was 'n koning wat die mense wou gehad het. En Samuel het hom gesalf uit olie wat uit 'n erdekruik uitgekom het. Die olie was in 'n erdekruik, 'n mensgemaakte item, 'n erdekruik. Daarmee is Saul gesalf. Dawid was gesalf uit 'n ramshoring uit. 'n horing kom van 'n bok.
'n bok is dit wat God gemaak het. Dit is wat God geskape het. 'n dier wat God geskape het. So die olie was in die ramshoring, waarmee Samuel vir Dawid gesalf het. Altwee is deur die profeet gesalf, ja. Maar net een was werklik uit God uit. Daar is nou vir iets vir diegene wat nie geweet het nie. Baie woorde geen geloof. Mense, dit is nou nog so. Ek kan elke 3 dae 'n week, soos op hierdie stadium, net voor julle sit en praat en praat en praat en praat en niks doen nie. Wat beteken dit? Dit maak my 'n huigelaar, 'n leienaar. Wat die federale alliansie aanbetref, is ons nou daar waar ons kan beweeg. Ons kan beweeg. Ons kan nou doen. En daarom, gister het ek 'n groot stap gevat vir julle wat nou nie saam met ons begin het vanoggend presies nie. Het ek 'n groot stap gevat en ek het vir die ambassadeur Bozell van Amerika 'n brief geskryf waar ons 'n vergadering soek met hom as die federale alliansie. Jy kan nie net praat nie, jy moet doen. Einde April is daar nou weer 'n boerevergadering. En ek gaan nou vir julle sê, as die leiersels nie daar vasgevat word onder daai mense nie, en dis 'n vergadering van maklik 100 mense. Dit kan nog groter wees. As die leiersels nie daar vasgevat word nie, dan gaan dit net nog 'n plek wees waar niks gebeur nie. Net nog 'n tyd wat gemors word, waar niks gebeur nie. Hoor wat ek vir julle sê. Kan julle verstaan dat al van die vroegste jare al af, einde 1800, begin 1900, was die kerk 'n doring in die vlees van die ware Christen, van die ware geloof. En ons sien dit vandag in hierdie konservatiewe kerke, ons sien dit. As jy sit in 'n konservatiewe kerk, nee, kom uit die flippende ding uit. Kom by 'n kerk waar hulle praat van die Heilige Gees en waar hulle Heilige Gees goeders doen. Want geloof sonder dade is dood. En dade sonder geloof is nie uit God uit nie. Ons moet hierdie goed verstaan. Ek het nou alweer 5 minute te lank gepraat. Ons moet hierdie goed verstaan. Nee? Hoekom moet ons hierdie goed verstaan, mense? Sodat ons kan 'n vrye volk wees, man. Wat is dit? Wie het dit gesê? Was dit Gagiano wat dit gesê het? Sien het gesê, ons moenie bekommerd wees nie. Ons sal eendag 'n vry volk wees. Ons was nog nooit vry nie. Ons was nog nooit vry nie. Nie onder die SAP, nie onder die SAPE nie, nie onder die Nasionale Party nie. Ons was nog nooit vry nie. Nog nooit. Maar ons sal vry wees. Ons sal hierdie politieke juk afskud en doen wat reg is. Nou ja, toe. Ons is vryburgers. Ons is boere Afrikaners en Afrikaners. Ons weet wie ons is. En ons weet waarmee ons besig is. Hierdie is 'n rympie wat in ons harte ingeboor moet word. En saam met God maak eendrag mag. Daar's nie 'n ander manier nie. En ons vat God nie ligtelik nie. Ons weet wie hy is. Ons weet wat hy wil doen. En ons luister net na hom. That's it. Daar's nie 'n ander manier nie. Baie mooi en geseënde Woensdag vir julle. En as dit die Here se wil is, praat ek Vrydag weer met julle. En dalk het ek goeie nuus. Dalk vat dit langer, maar dalk het ek goeie nuus. Kom ons kyk. Julle weet.